Nou ja, my preek, sy titel is Aangename kennis, my naam is. As ons hier op aarde sukkel om te prys en te worship, want dit is die hekke, it's the gates na die Here toe, is die prys en die worship. Want ons erken openlik dat hy God is. Ek het nog geen rugby game, cricket game, soccer game gesien waar die ma en pa stil sit op hulle hande op die paviljoen nie. Het julle? Party ma's help die kind met bal en al oor die pale. Hier van die kantlyn af en 'n paar gevleelde woorde het ek ook agtergekom. Maar net die idee, ons koning kom. Ons is nie net nutteloos hier nie, hy kom en hy kom om ons te kom haal. Is dit nie amazing nie? Sjoe, kan jy net dink, ek weet nie van julle nie, maar toe ek die eerste keer hoërskool toe gegaan het, nou het jy 'n nuwe baadjie aan, en jy het nuwe skoene, 'n nuwe tas en 'n geweldige groot kosblik, want jou ma dink jy gaan dalk honger ly in die hoërskool. So jy's nou daar, en sy by die trappe opklim, en sy so trots, want jy het daai trots vir jou skool. Nou moet julle weet die dag as Jesus kom. Want jy kan vir almal sê, ek weet jy ken vir Oprah en vir Barack Obama, maar ek ken hom, Jesus Christus van Nasaret. Daar's niemand soos hy op aarde nie. Daar's niemand wat ons probleme kan oplos soos hy nie. Raak ons moedeloos? Ja. Raak ons bang? Ja. Raak ons sleg te mekaar? Ja. En hy verstaan dit alles. What a friend do we have in Jesus. Jou closest vriende sal jou teleurstel. Hy sal nie, want hy kan nie. Hy's God. Nou ja, ons het geleer laas Woensdag, dat die Fariseërs en Sadduseërs, geestelike leiers van Israel, waar Jesus voortdurend met hulle in konflik was, en naderhand van hulle gesê het, julle het Satan as vader. Daar het ons geleer dat tradisie, Markus 7 vers 13, maak die woord van God kragteloos. Wanneer maak tradisie die woord van God kragteloos? Wanneer dit bokant God se woord gestel word. Met ander woorde, wanneer jy dink, dis belangriker om aan die tradisie vashou, en ek gaan nou vir julle wys, as om God se woord uit te voer. Markus 7 vers 1 tot 23, ek gaan nou nie vir julle alles lees nie, ek gaan so stukkie vir stukkie behandel. Kom die skrifgeleerdes van Jerusalem af, hulle kom by Jesus, en hulle sien dinge wat Jesus se disippels doen, en hulle is erg geïrriteerd daarmee. Hoe durf hulle hierdie goed doen? Kom ons kyk. Markus 7, 2 tot 4. En toe hulle, sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die Fariseërs het al die Jode eet nie as hulle nie deeglik hulle hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewing van die ou mense. En wanneer hulle van die mark afkom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onthou, die wassery van bekers en kanne en bedde. Was Jesus dan teen hierdie goed? Hou Jesus nie van skoon hande nie? Was hy teen hierdie dinge? Nee, hy was nie teen hierdie dinge nie. Maar hy het geweet dat hulle al hierdie wette onderhou van Moses. Hulle onderhou hierdie wette, maar hulle doen nie. Hier staan hy voor hulle, die seun van God, en hulle worry of sy disippels hulle hande gewas het. Hulle hande was skoon, maar hulle harte was evil, boos. Kom ons kyk. Hoeveel tyd spandeer ek en jy om ons kinders maniere te leer? Om hulle te leer, om te luister, om hulle al hierdie goed te leer. Wat leer jy hulle van Jesus? Wat leer jy hulle van Jesus? Is wonderlik dat jy sê hulle moet bad en hulle tande borsel, hulle moet al goed doen. Maar weet hulle van Jesus? Leer jy hulle? Spandeer julle as gesinne tyd saam om die woord van God, want jy het hulle niks geleer as jy hulle nie van Jesus geleer het nie. Jy het jou familie niks geleer as jy hulle nie van Jesus geleer het nie. Dis wonderlik dat jy vir hulle jou mooi nuwe kar gaan wys en jou nuwe rokkie wat jy gekoop het en al hierdie dinge, maar het jy vir hulle vertel van Jesus Christus?
Dis die goed wat ons moet kyk. Hy praat nie hier net met die fariseërs nie, hy praat hier met ek en jy ook. Vers 5. Kyk wat wil hy hulle leer. Daarom stel die fariseërs en die skrifgeleerdes hom die vraag: Waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewing van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En Jesus antwoord en sê vir hulle: Tereg het Jesaja oor julle geveinstes. Dit beteken, 'n geveinsde beteken is iemand wat 'n rol speel soos 'n akteur. So hulle speel hierdie rol as kinders van die Here. Geprofeteer, soos geskrywe is: Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Jesus leer hulle hier, weet jy wat? Dis goed, julle doen al hierdie goed. Julle betaal tiendes uit, julle kry sement en daai goed uit, maar al die ander goed onderhou julle nie. Julle onderhou nie wat ek gesê het in my woord nie. Maar vergeefs eer hulle my. Hoekom? Deur die leringe te leer wat gebooie van mense is. Dink jy gaan die hemel toe gaan en jou hande nie gewas is toe jy geëet het nie? Asseblief was jou hande, maar dis nie die feit dat jy in die hemel uit gaan bly nie. Dit is wat Jesus teen hulle gehad het, want hy sê, julle hou die gebooie van 'n mens, maar my gebooie, wat doen julle daarmee? Want terwyl julle die gebod van God nalat, hou julle aan die oorlewing van mense vas, die wassery van kanne, bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om goed die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewinge te onderhou. Want Moses het gesê, luister hierna, eer jou vader en jou moeder, en hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar kyk wat sê julle. Julle kom pas hierdie goed om by julle aan te pas. Het julle al gesien mense draai die skrif soos dit hulle pas? Hoeveel keer draai mense die skrif soos wat hulle pas? Dan wil hulle jou met die Bybel slaan, maar hulle is nie verkeerd. Die Bybel is nie 'n wapen om mense mee te slaan nie. Hoorie wat sê hy? Maar julle sê, as 'n mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban. Nou korban beteken dis 'n offerande wat aan God gemaak is. 'n Offergawe. Weet jy wat doen hulle nou eintlik hier? Hulle probeer hier uit te kom om goed te doen aan hulle ouers. Kyk wat sê Jesus. Hoor wat sê. Die gevolge van hulle verkeerde lering wat hulle mense leer. Dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. Eer jou vader en jou moeder beteken ook om iets vir hulle te doen. Dit beteken nie net om respek te wys nie. Want wat help het jou ma en jou pa kry sassa en skaars genoeg om te eet, maar jy bless jou vriendin. Excuse me? So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het en dergelike dinge. En hy het die hele skare na hom toe geroep en hulle gesê, luister, almal na my en verstaan. Dit help nie mense praat met jou en jy luister, maar jy verstaan nie wat hulle gesê het nie. Hoeveel keer praat jou vrou in die klas? Luister die kinders, ja, want hulle oë is net so groot oop, maar verstaan hulle 'n enkele woord? Dit help nie jy luister en daar's nie verstaan aangekoppel nie. Daarom sê ek altyd vir mense as ek hulle trou. As jou man met jou praat en hy sê vir jou luister net gou hierna. Wat doen die vrouens? Praat hom so lank dood. Vra vraag, antwoord hom vererger vir hulle eie antwoord. Hy kry nie 'n kans om iets te sê nie. Luister en verstaan wat gesê word. Hy sal byvoorbeeld vra, my vrou, het jy onthou die water ligte te betaal? Het jy gesê ek het gaan skoene koop? Dis glad nie wat hy gevra het nie. Is dit nie waar nie? Want mense luister, maar hulle verstaan nie die vraag. Jesus is uitdruklik hier. Hy sê luister hierso. En hy praat met almal daar. Die Bybel sê hy praat met almal, met die skare, nie net by die fariseërs nie. Hy sê luister en verstaan. Daar is niks, vers 15, wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van uitgaan, dis die dinge wat hom onrein maak. Wat se dinge praat Jesus hiervan? Wat se dinge? As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. Die Bybel skryf dit 1000 keer. En toe hy van die skare af in die huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. En hy sê vir hulle, is julle ook sonder verstand?
Jy sien hierdie image wat ons het van liewe Jesus, hy het groot geword. Hy is nie meer in die krippie nie. Hy was nie die pateet nie. Jesus was ook streng en kwaai. Hy het nie net altyd hulle gesmooth talk en alles nie, want hy het verwag dat hulle sou verstaan wat hy probeer sê. En toe hy van die skare van die huis ingekom het, vra sy disippels hom, en hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Hoekom nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in sy maag. En dit gaan in die heimlikheid uit en maak dit die voedsel onrein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak hom onrein. Nou watse dinge gaan uit die mens uit wat hom onrein maak? Lees jou Bybel, hy vertel, elke vers verduidelik die vorige vers. Die Here Jesus praat hier van dinge in die hart, die toestand van jou hart, want waarvan jou hart kom waaruit? Daar sy. Dis wat uit jou uitgaan, wat jou onrein maak. Aangename kennis, my naam is, die onreine gees wat ek toegelaat het om binne in my te bly. My naam is aangename kennis, onreine gees. Wanneer ek wat doen? Kom ons kyk. Vers 21. Want van binne, uit die hart van die mens, kom hierdie dinge. Watter dinge? Die slegte gedagtes. Jy sal in die kerk sit en 'n verskriklike gedagte kry. Want dis die plek waar Satan jou die meeste gaan aanval, want jy sit onder die woord. Hy wil nie jy met die woord hoor of verstaan nie. Egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Maar ek doen nie een van hierdie dinge nie. Veels geluk jy lieg. Het jy nog nooit op iemand jaloers geraak nie? Het jy nog nooit op iemand afgunstig geraak nie? Daar kry hulle alweer 'n nuwe kar, my magtig. Is dit waar? Ja. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. As ons sommige van hierdie onreine geeste het, moet ons aan hulle voorstel. Hoe stel jy jou aan hulle voor? Nou bemerk jy, okay, kom ons vat 'n baie sagte eenheidjie. Kom ons vat sommer dwaasheid. Jy het 'n stupid ding gesê. Jy sê 'n stupid ding wat iemand anders is 'n lewe verongeluk. Praat ons nie baie vinnig nie. Nou hier's klomp goed wat jy jouself nog gaan indeel. Moord is nie, nou trek ek sneller van 'n AK47 nie. Moord is wanneer ek sê wat die ou met die motorbaadjie verby ry en hy sny voor my in, jy gaan jou nog vrek val. Wat het jy sopas gedoen met daai persoon wat jy voor jou ingery het? Of 'n taxi of 'n ander kar of 'n ander ding. Jy het moord gepleeg, want jy spreek dood met daai persoon op daai motorfiets. Jy spreek dood met daai persoon wat daar is. Dit is wat jy gedoen het. Nou weet jy, luister, hier's 'n ding in my wat nie jy hoort nie. Sy naam is onreine gees, hy het 'n naam. Wanneer Jesus duiwels uitgedryf het, het hy goed op hulle name genoem. Epilepsy, deaf and dumb spirit. Fortune telling, spirit of divination. Jy noem die ding op sy naam. Nou weet jy, hierdie goed is in my. Ek was regtig afgunstig. Ek was lelik met hierdie persoon. Ek was jaloers. Ek het lelike goed gesê. Wat doen ek nou? Nou stel ek myself voor aan hierdie onreine gees. Ek sê vir my, hey, luister jy, you unclean spirit. Ek is 'n kind van die Here Jesus Christus van Nasaret. En ja, jy het op een of ander manier in my ingekom wat ek toegelaat het. Garage deure oopgemaak het. Ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus en ek vat hierdie grondgebied terug met die autoriteit wat hy aan my gegee het. Dan repent jy jou eerste. Elke ding wat jy moet regmaak is repentance. Jy bely dit as 'n sonde voor die Here. Ons gebruik die autoriteit in die naam van Jesus. Matteus 10 vers 1. En hy het sy disippels dan geroep en aan hulle mag gegee
ek en jy is ook disippels, ons dieselfde mag, oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en kwaal te genees. Tweede ding, gebed en vas, Markus 9 vers 29, en hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan, as deur gebed en vas nie. Alle bevryding gebeur, in die naam van Jesus Christus autoriteit. Try bevryding doen as Jesus nie in die picture is nie, en jy wil 'n show daarvan maak, vra vir die 7 seuns wat Skefa wat gebeur daar. Dan sê die Here, as hierdie goed uit is, gee vir ons 'n waarskuwing. Dan sê hy, 7 slegter en sterker as daai ding kom terug. Markus 12:43 tot 45, julle kan dit gaan lees. Hy waarsku ons dat die onreine gees uitgegaan het, ons lewe gevul moet word, want daar's nou 'n gat. Dit wat uit is, hier sit 'n gat. Dit moet gevul word met die Heilige Gees. Dan vra jy, Heilige Gees, kom woon in my. 'n Onreine gees is uit en jy nooi die Heilige Gees in. Kom vul hierdie gat hier binne in my. Dan trek jy die volle wapenrusting aan. Want jy moet onthou, Satan is boos. Hy is absoluut devastated, want jy het agtergekom, jy het autoriteit, jy het agtergekom, jy kan bely en die Here Jesus vergewe jou onmiddellik. Psalm 103, so ver soos die ooste van die weste, so ver het ek jou sondes van jou verwyder. Noord en suid kan verbind word op 'n kaart. Oos en wes kan nie. Die Bybel is baie spesifieke detail. Nou het Satan agterkom, nou sê hy, ek gaan dit nie los nie. Het hy Jesus gelos? Nee, hy het hom gaan versoek in die woestyn. Het hy Job gelos? Nadat die Here vir hom gesê het jy my knegt Job gesien? Nee. Maar hy kon nie eens aan Job raak nie, want hy sê, vat net 'n bietjie daai heining om hom weg wat jy daar gesit het. Toe sê die Here, jy kan enige ding doen, jy vat net nie aan sy liggaam. Hy het nie toegang tot jou net soos wat hy wil nie. But you become like the one you associate with. Jy kan nie dink jy kan daar in die kring van jou pelle gaan sit en hulle gebruik die Here se naam onuitelik en hulle gat aan en jy bly maar stil en net dan sê hulle vir jou, nee man, wat maak dit nou saak? Daar gaan so medisyne man. Vat jy die poel, jy gaan beter voel, nou. Jy gaan beter voel want jy weet nie waar is jy nie. Verstaan julle wat ek bedoel? Nou kom jy en eksperimenteer nou maar met hierdie bietjie goed. Geen alkoholist in die oggend opgestaan en 'n krat whisky uitgedrink nie. Dit het oor tyd gebeur. Daarom sê die Here, shut the very appearance of evil. Want jou gees sê dadelik vir jou iets is nie lekker 10:04 nie. Bly weg. Dan trek jy die wapenrusting aan. Let wel dat die Bybel nie sê die wapen uitrusting nie. Jy koop 'n uitrusting. Uitrusting trek jy van buite af. Rusting trek jy van binne af. Hy sê trek die wapenrusting van God aan. Die helm van verlossing. Dit beteken jy sit 'n helm op nie. Die helm van verlossing is I've got the mind of Christ. Ek dink soos Jesus Christus. Ek dink soos hy. Hy het my in sy image gemaak. Ek dink presies soos Jesus dink. Jy trek jy die wapenrusting aan. Jy kan dit gaan lees in Efesiërs 6:10 tot 19. Voortdurend bid. Wanneer daai versoeking weer jou kant toe kom, want hy gaan. Sodra hy ding uit is, dan wil Satan terugkom met 7 sterker en slegter as hy. Dan wil jy net iets sê. Om dan jou mond te hou is 'n groot prestasie. Want alles vra nie 'n antwoord nie. Dit vat wisdom om te weet wanneer moet ek antwoord, wanneer moet ek stil bly. Ek sal julle skok as ek vir julle sê, maar dis die waarheid voor God. Jy loop in hierdie kerk, loop ek verby mense en ek hoor praat van my. In hierdie kerk. En dan besluit ek, dis my besluit. Gaan ek hulle antwoord? Dis nie moeite werd. Nie vir my.
Jy sien, want ek het lankal die spirit of offense oorkom. Lankal. Want die kind van die Here vat nie offense nie. Besluit vir jouself. Gaan jy antwoord? Is dit vir my die moeite werd? Net as jy my huis betaal. Wat ek nie sal toelaat. Dis nie die moeite werd nie. Jy kan tog nie almal please nie, kan jy? En almal loop nie jou pad nie. Almal gaan jou nooit verstaan nie. Dit maak nie saak nie. Ek het nie opgesaai om gewild te wees nie. Ek het opgesaai om vir die Here te werk. En dit gaan ek bly doen. En ek is lief vir almal. Die Here is my getuie. Moenie dat ek ou dingetjies jou ontstel nie. Daar's groter dinge. Waar het jy die hemel gaan haal? Waar was ek ouetjies? Hy sê, hoor wat sê die Here, die Ou Testament was net Abraham en Moses genoem Jesus se vriende, né? Net daai twee. Hoor wat sê in die Nuwe Testament. Hy sê Johannes 15:13 tot 15, hy sê, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriend gee nie. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Jy vertel ons nie vir die ou wat vir jou werk, wat alles in jou lewe aangaan nie. Groot fout, dat ek jou sommer nou al klaar leer, as jy sien 'n ou wil party hou saam met die werkers. Jy gee al jou autoriteit weg. Want vandag is hy jou vriend, môre is hy vir jou kwaad. En dan vertel hy hoe sleg is jy, maak nie saak hoe goed jy vir hom was nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Is dit nie amazing nie? As jy na Moses en Abraham se lewe gaan kyk, nee, dan dink jy, yes, they got it made. They got it made. En hier kom Here Jesus Christus in die Nuwe Testament. Hy sê, weet julle wat? Julle is nie meer my diensknegte nie. Julle is nou my vriende. Wow. Hoe amazing om dit te dink. Maar as iets soos geestelike deure jou mond is een van daai deure. Jou ore is nog 'n deur. Jou hande, al 5 jou senses is geestelike deure. Daarom sê hy, Josua 1:3, elke plek waar jy jou voet neersit, sal ek vir jou gee. Bewaar jou hart meer as enigiets anderste, want jou hart en jou mond is connected. Pas op waarna jy luister. Pas op waarna jy kyk. Dis alles spiritual gates. Want dit wat jy heeldag sien. Hoeveel polismanne ken julle wat aan PSTD ly? Vir alles wat hulle moet sien. Kan julle dink wat polismanne moet sien? Wat ambulansmanne moet sien? Wat dokters en verpleegsters moet sien? Dit het impak op jou gees. Dit het impak op jou siel. Dis jou gateways, jy moet hulle bewaar meer as enigiets anderste. Leer dit aan. Want ons vrouens sukkel nogal daarmee, né? Ons het mos baie woorde. Vreeslik baie woorde. Ons praat so vinnig. Dan sê maar my man luister nie na my nie. Hy kan nie meer na jou luister nie, dis al wat hy doen. Hy wil iets anders ook doen. Waar of vals? Dis wat ons vrouens doen. Maar jy weet nie hoe voel ek nie. Jy het nie gesê ek lyk mooi nie. Het jy nie eens agtergekom my hare is gedoen nie. Liewe Vader, as meer as hare waaroor hy moet worry. As ons rug teen rug staan, dan kan ons reg rondom ons beklei. Maar as ons langs mekaar staan, kan ons nie. Daarom maak ons mekaar se rugge toe. Ons beskerm mekaar. Want voor ons kan kry, praat ons saam. Ons wou nie, ons het.
dan is die regte ding om te repent. Wat sê die Here, wat haat hy? Maar 7 dinge waarvan hy haat, maar een wat vir my uitstaan, is die een wat haastige voete is om kwaad te saai. Daai ding staan vir my uit. Gerard, ek gaan jou net as 'n voorbeeld gebruik. As ek nou vir julle sê, Gerard is nie, ek sê vir julle, Gerard is groot skelm jong. Maar jy het hom Sondag in die kerk gesien en hy lyk alright. Gaan jy met dieselfde oë na hom kyk? Nooit weer nie. Maar dan dink jy nou, kom is hy skelm. En hy is nie skelm nie, ek gebruik hom vir 'n voorbeeld. Maar jy gaan nie weer met dieselfde oë na hom kyk nie. Jy het moord gepleeg, want jy het sy hele image verongeluk by ander mense. Mense behandel hom skielik, hulle vat second-hand offense oor wat jy gesê het, hulle ken hom nie eers nie. En dan behandel hulle hom so. Weet julle wat is die oulikste goed om mee te werk in die lewe? Tieners. Weet julle hoekom? Want hulle is so gullible. Hulle is gullible. Want hulle is nog nie streetwise nie. Soos jy nou sal vra, dis waarvoor ek kyk. As jy nou vir hulle sal vra, wyk een van julle, dan maak hulle so as jy nou voorsit. Want hulle is nog nie streetwise nie, hulle gee sommer hulle self weg. Vra vir die Here, ek begeer, Here Jesus, dat ek vir mense kan sê, aangename kennis, my naam is a child of God. Ek is nie 'n Christen nie, I'm a child of God, ek is 'n kind van die Here. Hoekom is ons skaam vir die Here? Hy sê, as jy jou vir my skaam, sal ek my vir jou skaam voor my Vader. Satanis loop in die dorp, hy sal vir jou sê, Satanis. Hoekom is ons skaam vir Jesus Christus? Jy moet trots wees op wie jy is. En ek is 'n boer. Ek sê Suid-Afrikaner, ek is 'n boer. En ek is baie trots daarop. Ek is 'n boer. Ek wil niks anders te wees nie. Dis wat die Here my gemaak het en dis waar hy my gesit het. En hier gaan ek vir hom shine. Die boere het sulke beautiful sê goed. Die ou mense het so raak gevat. Hulle het so 'n paar snaakse goed ook gehad. As jy onder deur die leer loop en is 'n swart kat oor die pad. Julle ken mos al daai goeters. Moenie worry, julle het dit net by hulle oumas gekry, dis tradisie. Ongelukkige kommentries. Ek weet, my ouma het my vrek bang gemaak vir die weer. Moes onder die tafel sit, dan sy die tafel toe oorgegooi tot onder op die grond. Die vreeslikste goed wat hulle ons geleer het. Maar hulle het dit weer geleer. Maar ons is nou mooi opgevoed, ons is mature in Christus, ons moet begin hierdie goed toepas. En sê, Here, ek wil nie hierdie goed in my lewe hê nie. Want hy sê, kom vir 'n vlekkelose bruid. Ek en jy wil ervaar, hoe werk hierdie goed in my lewe? Hoe werk dit? Hoe kan ek myself verbeter hierdie week? Wat ek nie laasweek gedoen het nie. En onthou julle, ek het vir julle gesê, as ons 'n woord van die Here kry, daai selfde week sal daai goggas jou besoek. Laasweek was nie eens 'n reuse nie, was 'n paar van hulle. Daai week moet jy daai woord hoor, gaan Satan draai. En jy die autoriteit. Hier's niks wat ek kan doen wat jy nie kan doen nie. Niks. Ek het net verskillende gawes en jy het ander. Wie van julle kan tik? OK, as ek tik, dan kan julle hom kry net voor Jesus kom. Jy sien? Dis nie my gawe nie.
Ek is 'n Bobas kok. Dis verseker, vra my kinders. Wors en mers, kry ek hele week. Ek het nie daai gawes nie. As my broek se soomheid is, kry ek prut. Dis nie my gawes nie. En ek gaan nie maak of dit myne is nie. Dit is nie my gawes nie. Ek het ander gawes by die Here gekry. Jy het ander gawes gekry. Wat ek is al van staplers af na prut toe, het gevorder, wat bedoel julle? Maar, wat ek vandag vir jou wil sê, wees trots op wie jy is. Wees trots op hoe God jou kan gebruik. In plaas van wat jy gehoor het by ander mense, wat jy gehoor het by ander mense, vind vir jouself uit. Ek doen geen berading op wat iemand vir my sê, wanneer hulle iemand bring nie. Want dis hulle persepsie. Laat God vir my sê. Dis hoe dit werk. Laat die Here vir jou sê, wat wil hy in hierdie persoon se lewe hê? Want nie een van ons is volmaak nie. Die Bybel leer ons, when the deliverer needs deliverance. Want jy word so blootgestel aan soveel goeders, dat jy naderhand moet verloor. Even in die malhuise dan change hulle die staf elke 3 maande. Ons doen berading vir 32 jaar en hoor net mense se probleme. Dis net God wat jou staande hou. Net die Here. Weet julle hoekom? Want dit kom nie uit jou uit nie. Dit kom uit die Gees van God uit. So jy's fyn. Die hamster gaan nie dood aan 'n oordosis kos omdat hy 'n kanaaltjie gehad het. Die kanaal is fyn. En as jy by 'n plek kom en daar was 'n fout, dan sê hulle, "It is the computer." Sê nou, the computer need a finger. Ons doen mos altyd blame shifting. Baie maklik. Moenie vir my sê, ja, maar ek het toe nou vir hom so gesê, want as hy nie dit sou gesê het, dan sal ek nie dat gesê het. Nee, dis waar selfbeheersing uitkom. Ons is vinnig om verskonings te soek vir elke ding. In plaas van sê, dit was ek is skuldig. Laat ek hierdie saak regmaak, Here, want hy kyk in anyway na jou hart. Vererg jy jou partykeer vir mense? Yes. Want hulle luister, maar hulle verstaan nie. Ons het vriende in baie hoë plekke, wat hulle nie het. So jy sien, jy gaan na jou vriend toe, want daai vriend weet presies wat die binnekant aangaan. Hy weet, jy's moedeloos. Hy weet jy's stikken. Hy weet jy's kwaad. Hy weet wie jy is, terwyl jy nie eens partykeer weet wie jy is nie. Partykeer storm ons in die kamer en ons gaan nou bid. Dan kom ons daar en sê, Here, ek weet nou nie eintlik hoe wil ek dit sê nie. Jy hoef nie van my valdeurblad te skryf nie. Hy ken dit. Hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Maar sê dit soos dit is. Sê vir hom, vandag is ek moedeloos, ek sien nie kans nie, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Maar dan moet jy hom kans gee om te antwoord. Ons gee hom nie kans om te antwoord nie. Ons wil vir hom antwoord dat ons dink die waarheid is, wat altyd verkeerd is. Maar dit hou so lank aan. Dit hou dan so lank aan, Here, ek vra al hoe lank en niks gebeur nie. Dis nie die waarheid nie. Hy's besig om jou iets te leer. Party leer in 'n week, ander leer in 'n jaar. Hy's net besig om jou iets te leer. Aan U alleen kom die lof en eer toe. Aan U alleen.